en dit in ons verstaan. Dankie dat U ons gee verligte oë vir ons verstande. Baie dankie. Dankie dat ek weet al die skatte van wysheid en kennis is verborge in Christus. En wanneer Christus geopenbaar word, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan word ons saam met hom in heerlikheid geopenbaar. 'n Heerlikheid waarvan hy praat in Johannes hoofstuk 17, 'n heerlikheid wat voor die wêreld was. O, halleluja. Mag dit die verstaan, die bewustheid van U kinders word, en mag hierdie bewustheid net deurvloei en die bewustheid word van elkeen met wie ons in kontak kom. Dankie Here dat dit weer algemeen sal word, dat mense sal sê, watter soort man of watter soort vrou is die? Hy praat nie soos ons nie. As 'n ander gees in hierdie man en hierdie vrou. Want dis die gees van die ewigheid. Die gees van die Seun Christus wat in ons harte uitgestort is. En hy roep Abba, Vader. O, halleluja. Abba. Dankie dat wanneer ons sê Abba, Vader, dan verklaar ons kom vanuit die ewigheid. Die ewigheid is ons oorsprong, ons bron. Dankie dat ons saam met Paulus kan sê, in U leef ons, in U is ons, en in U het ons ontstaan. Ons is U geslag. Dankie Here vir hierdie waarheid. Ons dankie Here dat ons verander word in ons denke en dat die woord wat ons vandag ontvang ons was en ons skoon was, dat ons duidelik kan sien. Dankie dat U ons 'n single eye gee. In die naam van Jesus. Ek weet Here, die wêreld het sy eie filosofie, sy eie manier van dink, wat hy op ons wil afforceer. Maar ek dankie dat ons kan uitstaan as lig van hierdie wêreld. 'n Stad op 'n berg, die sout van hierdie aarde, 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Dankie vir hierdie realiteit. Christus in ons en ons in hom. Dankie vir hierdie wederwysige inwoning, wat 'n eenheid teweegbring wat niks en niemand kan skei nie. Ons eer U daarvoor. In die naam van Jesus die Christus. Amen en amen. Ag, dis lekker om hier te wees. Lekker as so 'n nice presence. Halleluja. Ek hou van Jabula en dans, spring. Ek dink ons het daai verloor van die sagtheid van aanbidding. Die stil word. Ek dink dit moet meer terugkom. Amen. Welkom julle op Facebook. Dis ons eerste diens in 2025 hier in die tent. Ons het lang lief gehad. Maar baie dankie vir julle wat ingeskakel is. Is lekker om altyd te sien in die comments. Comment gerus, vraag, like, comment en share. Ek kyk gewoonlik die mense wat so like, maar moenie net like nie, is great om te like. Maar skryf ietsie by en dan share jy dit. So word jy 'n verkondiger van hierdie waarheid. Amen. Jy mag miskien nou nie
dit so oorbring soos wat ek dit oorbring nie, maar dit is net nice om dit met iemand te share. En hy persoon kan dit weer op hom of haar beerd share met op hom of haar wall. So, baie dankie dat jy dit doen en dat ons hierdie waarheid so oordra. Julle wat in Appington is, asseblief moenie net 'n toeskouer wees nie. Kom nader. Dit is nice om julle hier saam met ons te kan hê, hand te druk en hierdie fellowship so ook te kan geniet. Amen. Ons is elke Sondag hier. Ons is Woensdae aande 7 uur is ons ook hier. Bid ons lekker saam en ons share hierdie waarheid. Dis altyd lekker. Amen. Daar's regtig 'n geleentheid, julle wat hier in Appington is. Die Here gee vir ons genade om te bedien by plekke, skole, whatever. As jy 'n skool het, as jy 'n conference reël, as jy 'n groep mense het bymekaar wat jy hierdie waarheid wil hoor, jy's welkom om met ons kontak te maak sodat ons by jou kan uitkom om hierdie waarheid ook so te bedien. Ek het verlede week gepraat, ek het die nuwejaarsdiens bietjie oor gepraat verlede week op Riverside en ek gaan hierdie week verder praat om vanuit die ewigheid te leef. Kom ons gaan na Johannes hoofstuk 14 toe. Wanneer ek praat vanuit die ewigheid, dan praat ek vanuit Christus. Amen. Die Bybel sê Christus is die ewige lewe. Hy is die Alfa en hy is die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. Hy is die eerste en die laaste, wat eintlik dieselfde ding sê, maar die Here het 'n way om dinge te kommunikeer met 'n mens, sodat ek dink as hy net gesê het ek is die Alfa en die Omega, dan kon jy miskien dit mis. Maar hy herhaal, ek is die Alfa, die Omega, die begin, die einde, die eerste en die laaste. Dis wie hy is. Hy sê ek is, ek was en ek sal wees. O, dit is mooi. Kyk hier, hy sê ek is, ek was en ek sal wees. Nou maar kyk hier. Dit wat hy vandag is wat hy gister was. En dit wat hy gister was, is wat hy môre sal wees. So jy hoef nie bekommerd te wees dat die Here, dat jy 'n ander Here gaan kry môre as wat hy vandag is nie. Verstaan jy? Die Here van gister is ook die Here van môre, maar hy het nie 'n ander gesindheid môre as wat hy vandag het nie. Die gesindheid van die Here van gister is ook die gesindheid wat hy aan jou gaan openbaar 1 miljoen jaar van nou af. Nou, ongelukkig in godsdiens het godsdiens 'n ander Here. Want die Here van godsdiens verander as jy doodgaan en by sy wederkoms. Dan kry jy 'n ander Here. Jy het nou die Here wat vandag vir jou sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ons preek hom ook so, dat hy is vandag redder. Maar eendag, dan gaan hy regter wees. Hy is vandag die lam, maar eendag gaan hy die leeu wees. Nee, hy gaan nie eendag die leeu wees nie. Hy is vandag die leeu, en hy is vandag die lam. Hy is vandag die redder, en hy is vandag die regter. Halleluja. Nou hierdie regter is nie die regter wat teen jou is nie, maar dis die regter wat vir jou is. Amen. Hy is liefde en hy is geregtigheid. Ek is die Alfa, ek is die Omega. Nou, wanneer hy sê ek is die Alfa, dan stop hy nie om Alfa te wees wanneer hy Omega is. Wanneer hy sê ek is liefde, dan stop hy nie om geregtigheid te wees nie. Dit is ons God. Halleluja. Ek het nou verlede week gesê, maar ek wil dit weer sê, ons God is nie 'n 2-gesig God nie. Maar toe dink ek, as jy nou Openbaring lees, dan sien jy 'n 7-gesig God ook. Of jy sien 'n 4-gesig God, want hy het 'n leeu gesig en hy het 'n bok gesig. Verstaan jy, hy het 'n mens gesig en hy het 'n arend gesig. So, nou hoe nou? Kyk jy, die arend is die leeu en die leeu is die lam. Amen. In die tyd waarin ons nou lewe, eet die leeu sy lam.
Halleluja. Maar weet jy, ek wil jou juist bring in die tyd van die leeu en die lam. Right. So in hierdie wêreld van vandag eet die leeu's die lam, maar Jesus sê, kyk, ek is die leeu en die lam. Oh man, halleluja. En jy kan vanuit hierdie waarheid leef, van die leeu en die lam. Oh, this is just awesome. Amen. En die leeu hoef nie bang, die lam hoef nie bang te wees vir die leeu nie. Daai is die werklikheid van waaruit ons moet leef. Die Christus, wat die leeu en die lam is, die alfa, die omega, wat is, wat was en wat kom. Amen. Thank you, Jesus. Ek het gesê Johannes hoofstuk 17. 14, eintlik is dit 17, sorry. Vers 14 en 15. 17. Vers 14 sê, ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld uit wegneem nie, maar dat u hulle bewaar van die bose. Dan vers 16. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ja. Hulle is nie van die wêreld nie. Nou kom ek sê gou vir jou. Vers 14 weer, ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat. Nou praat ons nie van die fisiese wêreld, die aarde, die kosmos nie. Okay, die woordjie daar is kosmos, maar jy kry ook waar hy sê, ek is nie van die regering nie. Ek is nie van die stelsel nie. Right. Daar is 'n stelsel in plek, wat nie 'n goddelike stelsel is nie. Nou die stelsel is ek nie van nie. Hierdie stelsel het in werking gekom na die val van Adam. Hierdie stelsel is die stelsel wat agteruit boer. Right. Dis die stelsel van, as jy ouer word, dan word jy swakker. Dis die stelsel van decay, verrotting, agteruitgang. Right. Nou moet ons dinge in plek sit om verrotting en agteruitgang te keer. So, die mense sê ook, jy bore om wat te doen? Om dood te gaan. Ek weet nie of julle al die ding gehoor het nie. Hulle sê, die dag as jy bore, dan weet jy ook, jy bore om dood te gaan. Daai is die wêreld, daai is die system waarin ons leef. Right. So jy bore om dood te gaan. En dis hoekom hulle sê, die dood is ons almal se paadjie, ons moet hierdeur gaan, dis die Here se wil, dis die plan. Kykie, Jesus kom en hy sê, jy is nie van die wêreld, van lewe om dood te gaan. En die wêreld, die system, is 'n wêreld wat praat van lewe na die dood. Kyk jy, ek bedink baie hierdie ding, lewe na die dood. Is daar lewe na die dood? Daar was nog altyd lewe. So dis nie lewe na die dood nie. Dis dood wat ingekom het, en in hierdie was die lewe, want die lewe is van die begin af, Christus is die lewe, so hy is outomaties daar. So dood het hier tussen ingekom. Lewe was van ewigheid af. So dis nie lewe na die dood nie. Lewe was nog altyd. Nou sê die Here, die wêreld, die system, haat hulle, omdat ek hulle u woord gegee het.
omdat ek hulle my waarheid, my identiteit kom gee, en net soos ek nie van die system is, so is hulle nie van hierdie systeem nie. Hulle is nie van die government nie. Hulle lewe onder 'n ander konstitusie. Daar is vir hulle ander reëls. Daar's ander wette vir hulle. Hulle leef onder die wet van die sonde en die dood. Kom ek gaan gou daar. Romeine hoofstuk 8. Julle moet hou by Johannes. Kyk gou hier. Vers 1 van Romeine 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Nou ons het veroordeling is judgment. Maar eintlik ook, daar is geen agteruitgang, verswakking, decay, vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So daar is 'n ander wet wat leef in hierdie wêreld, en dis die wet van die sonde en die dood. Maar die Here Jesus sê, hulle is nie onder die wet van die sonde en die dood nie. Hulle is onder 'n ander wet, die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, wat ons vrygemaak het van die wet van die sonde en die dood. Kyk jy, daar's wette wat werk. Wet van swaartekrag, maar word override deur 'n ander wet, die wet van lift. En dis wat die aeroplanes en die vliegtuie gebruik. Hulle gebruik 'n ander wet om hierdie wet te neutraliseer of om hom te oorheers. Nou daar is die wet van die lewe, van die gees, van die lewe in Christus, wat ons vrygemaak het van die wet van die sonde en die dood. Maar ongelukkig het die wêreld ons laat dink dat ons ook van die wêreld is. Ons is gekidnap, as ek dit so kan sê, in ons understanding, om te dink ons is vanuit die gevalle. Ons is nie van die gevalle nie. Ons is vanuit die ewigheid. Jesus die Christus en sy realiteit, sy waarheid, sy werklikheid is ons werklikheid. En hy sê vir 2 keer, sê hy in sy gebed, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek wil hê jy moet hierdie ding vandag 'n paar keer oordink en dit vir jouself sê. Luister hier, Jesus Christus se oorsprong is my oorsprong. Dit wat waar is van hom, is waar van my. Sy heerlikheid, sy werklikheid, is my werklikheid. Ons mag ons nie vereenselwig met enige iets anders as Christus Jesus nie. Ek kan nie, ek is nie veronderstel om myself onder hierdie system te bring van, ja, die is ons almal se paadjie. Nee. Wie is jy dan nou eintlik, dat jy dink, die kan jou mis? Dis wat hulle vir ons sê. Maar ons moet by die understanding kom, ek is nie van hierdie system nie. Ek is nie van die gevalle nie. Ek is nie van die wêreld nie. Ek kom vanuit die ewigheid. Nou, terug na Johannes hoofstuk 17. Kyk gou hier, Jesus bid. Vers 5. En nou, Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek gehad het by U voordat die wêreld was. Voordat enigiets in plek was, voor die skepping, voor enigiets, het ek 'n heerlikheid gehad by U. Ek het 'n opinie gehad by U, ek het gewig gehad by U. Dit wat U van U self gesê het, is wat U van my gesê het.
My heerlikheid is jou heerlikheid. My ewigheid is jou ewigheid. My glorie is jou glorie. Nou kom Jesus Christus vanuit die ewigheid, vanaf die Vader in hierdie wêreld en hy sê vir die Vader, Vader, ek en u het mos voor die skepping, voor enige iets in plek was daar mos 'n relationship. U het gewig, u het goed oor my gesê wat u van jouself sê. So nou kom en ek vra dat u my verheerlik met dieselfde heerlikheid. Beloved, geliefde, jy het 'n heerlikheid, jy het gewig, jy het 'n opinie, daar's 'n waarheid van jou en my, voordat die wêreld was. As ons hierdie ding net kan snap, ek bid die Here, gee ons verligte oë vir ons verstand, sodat ons kan sien, ek kom nie van my ma af nie. Ek kom wel deur my ma en my pa, maar ek kom van God af. Ek het 'n heerlikheid gehad, voor die skepping, voor my ma, voor Adam, voor enige iets was, is ek. En hoor, Spreuke hoofstuk 8 sê so mooi, en my verlustiging was met die seuns van die mens. Toe's daar nog nie 'n berge nie, toe's daar nog nie 'n skepping nie, toe's daar niks nie, toe's is die mind van God. En Christus sê, ek het gespeel, ek was u verlustiging, en my verlustiging was met die mense kinders. Dat is 'n heerlikheid wat ons het by die Vader voor die wêreld was. Nou sê Jesus, dis die waarheid, ek het hierdie heerlikheid. Maar as jy nou vers 22 kom, van Johannes 17, halleluja, vers 21 sê, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my, en ek in u, en dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het, en hoorie, en ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Die heerlikheid wat ek gehad het voor die wêreld, die eenheid wat ek met u gehad het voor die wêreld, dit wat ons in gemeenskap gehad het voor die wêreld, het ek aan hulle gegee. Hy bring ons in hierdie eenheid in, tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons word deel van hierdie familie, hierdie eenheid, hierdie goddelike familie, hierdie familie van heerlikheid. 'n Familie waarin daar nie misverstand is nie. 'n Familie waarin daar nie kompetisie is, die een met die ander nie. 'n Familie waarin daar nie witbroodjies of breinbroodjies of blue eye boys is nie, maar 'n familie waarin ons almal een is, en waar hy sê, wat myne is joune, en wat joune is myne. 'n Familie waarin Jesus en Johannes, dieselfde Johannes sê, dat u hulle, kom ons lees dit, ek het vers 22 gelees, né? En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. En dan sê vers 23, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld weet, dat u my gestuur het, hoorie, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Kyk, as jy dink, dat is awesome, dit is awesome, maar kom ons lees verder. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het, omdat, hoor gou hierso, u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Wow. U het my lief gehad, wanneer? Voor die grondlegging van die wêreld, voordat hierdie wêreld tot 'n val gekom het, of voordat die wêreld geskep is. Jy kan dit so sien. Dis hoe u my lief gehad het. Maar u het my
liefgehad voor die grondlegging van die wêreld, maar nie net vir my nie, maar ook vir hulle, want U het my lief, U het hulle lief, soos U my lief gehad het, en as U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld, dan het U hulle ook so lief voor die grondlegging van die wêreld, dan moet ons tot die verstaan kom. As U my lief gehad het, en hulle lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld, dan het ons 'n identiteit voortyd. Want hoe het U my lief as ek nog nie daar is? In Timoteus skryf Paulus, of kom ons gaan gou daarna. Timoteus. Vers 10, 2 Timoteus. Dink dit, ja. Julle is nog hier so? Amen. 2 Timoteus 1 vers 10. Ek is nog in hierdie gesprek, of in hierdie brief wil ek net hierdie een versie uitlig. Maar kom ek lees eintlik vanaf vers 8, het gaan meer sin maak. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevangene nie, maar ly saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, is vers 9. Hoor gou, volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Die Engels sê, that we have been called and given grace before time began. Oh, this is so beautiful. Dat ons genade ontvang het voor tyd begin het. Nou, ek moet dit sê, en ek sal dit elke keer sê, omdat ons vir so lank gehoor het, genade is onverdienstigens. Genade is nie onverdienstigens nie. Genade is die lewe van God, wat hy vir my gee, sodat ek kan wees wat hy is. Dis die lewe wat God vir my gee, dat ek kan het wat hy het, omdat hy my waardig genoeg ag, en sien en sê, luister die François, wat ek het, gee ek vir jou. Wie ek is, gee ek vir jou, sodat jy kan wees wat ek is. Wat ek het, gee ek vir jou, sodat jy kan het wat ek het. So ons is deur genade, wat God is, in homself. Ek is nie heilig in myself nie. Ek is nie goed in myself nie. Ek is nie regverdig in myself nie. Ek is nie my oorsprong nie. Maar God is sy oorsprong, as ek het so kan sê. Hy bestaan in homself, hy het lewe in homself. Dis nie dat hy lewe van iemand afkry nie, maar genade is God wat sê, wat ek is, gee ek vir jou, sodat jy kan wees wat ek is. Jy is dit nie in jouself nie. Jy het dit nie in jouself nie, so jy is nie God in jouself nie. Jou goddelikheid is as gevolg van my. Jou goedheid is gevolg van my. Die heerlikheid wat jy het, is my heerlikheid. Jy kan nie breek in jouself en sê, ek is super awesome in myself nie. Amen. Daarom verkondig ons nie self nie, ons verkondig genade. Ons verkondig Christus Jesus. Want ek het my ontstaan, en ek het genade ontvang in hom van ewigheid af. Nou, iemand vraag vandag vir my, Fransjo, wat probeer jy accomplish of bereik deur hierdie evangelie voor tyd te preek? Dink jy nie dis fair nie? Hoekom preek jy dan juist hierdie evangelie voor tyd? En ek sê vir hom, is baie eenvoudig. Omdat die lewe binne tyd is 'n lewe van decay, agteruitgang, doodgaan. Die lewe voor tyd is nie die lewe van decay, verrotting,
doodgaan nie. Maar dis die ewigheid, ons werklikheid. En solank ons aanvaar dat ons van die wêreld is, moet jy aanvaar dat jy deur die wêreld gelimiteer word. Beperk word, is die beter Afrikaanse woord. Dat jy beperk word deur die lewe en nie kan leef die lewe wat jy veronderstel is om te lewe. Kan gou Jesus saam met my na klagliedere. So jy kan hoor wat se lied is dit. Is 'n lied waarin Jeremia kla. Here is so, ons is in 'n toestand. Maar daar's 'n paar mooi goed in hierdie lied wanneer hy sê, dit sal ek ter harte neem, dat ek nie omgekom het nie. Want u goedheid is elke môre nuut. Dis daarom nou nie net sleg in die lied nie, maar hier's 'n baie mooi versie in hierdie lied. Mag dit jou gebed word hierdie jaar. As die laaste boek Klagliedere 5, of die laaste hoofstuk, vers 21. Of kom ek lees eintlik vers 9. Hy sê, U Here sit vir ewig. U troon is van geslag tot geslag. Waarom sou U ons vir altyd vergeet? Ons verlaat tot in lengte van dae. Dis nou sy ervaring, Klagliedere. Dan vers 21. Bekeer ons tot U, Here, dan sal ons bekeer. Kyk, hierdie man het iets beet hierso. Hoor, hy hoor weer, hy sê, bekeer ons tot U, Here, ek kan nie. Dan sal ons bekeer. Ja. As Paulus kom in Efesiërs, hy sê, ons wat dood was in ons misdade, het hy lewend gemaak. Ek het die lewend, ewe skielik, ek wil nie meer dood wees nie. Nee, ek is lewend gemaak, toe ek dood was in my misdade. Nou kom hy en hy sê, Here, bekeer, ons het gedwaal, ons het ons eie ding gedoen, ons het almal weggeloop, ons is hier omdat ons is in ballingskap, omdat ons het gesondig, ons het weggeloop, maar Here, bekeer my tog. Kyk, jy struggle. Jy weet mos, jy het ook al vir jou baie keer vir die Here gesê, Here, nee, ek gaan nie weer nie. Here, nee, ek gaan nie weer. Ja, doen jy mis hy belydenis en Here, asseblief, ek gaan nie weer. Net môre dan is jy weer daar waar jy gesê het, Here, ek gaan nie weer. En soos jy in daai sykel van probeer en op die vlees vertrou. Jeremia sê, Here, I surrender. Ek kan nie. Ek het verlossing nodig. Verlos my, Here, en ek sal verlos wees. Bekeer my tot U, dan sal ek bekeer. En dan sê hy 'n powerful ding. Hy sê, vernuwe ons dae, soos in die voortyd. Nou, die King James Engels sê, soos in die oudtyd. Ja, ons kan met oudtyd ook gaan. Maar dis nie net oudtyd nie. Daar is ook 'n voortyd. Amen. Daar is 'n oudtyd, en daar is 'n voortyd. En Jeremia sê, Here, vernuwe ons dae, soos in die voortyd. Want in die voortyd is daar nie sonde, identiteitskrisisse, doodgaan, smart en pyn nie. Nou, beloved, ek het dit gesê, maar ek moet dit weer sê, vir julle wat dit gemis het. Die wêreld, jy kan dit mos sien. As daar 'n plantjie groei, dan gaan hy dood. Daar's decay in hierdie wêreld. Heeltyd. Decay, agteruitgang. Maar in God se wêreld, die wêreld voor tyd waaruit ons kom, is nie agteruitgang nie. Kom ek vat julle na 'n paar dinge toe. In Numeri kry jy dit Deuteronomium.
Die Here gee vir die volk manna. Hulle onthou mos, hulle is die Bybel sê hy het vir hulle brood van engele gegee. Manna val uit die hemel uit. Jy moes manna die eerste dag, of althans wat gebeur, die manna val vroeg voor die son opkom. Val die manna. As die son uitkom, dan smelt die manna. As jy 'n laatslaper is, niks kos nie. Verstaan jy? So voor die son uitkom, dan moet jy manna pluk. Of nie plukkie, skep. As jy, daar's nou 'n foamkap, right, hy seker so 175 milliliter, nee. As ek die foamkap skep, right, Cohen het 'n 2 liter daar. Hy skep die 2 liter vir sy gesin, ek skep. Ek in my gesin eet van die manna. As ons 8 is, gaan ons almal eet. Die 2 liter wat hy skep, as julle 4 is, dan kan julle al 4 eet van die manna. So ons gaan versadig wees, ons 8 met die 175, die familie gaan nie te veel hê met hulle 2 liter. Dit is wat van God afkom. Nou, jy moes die manna, elke dag het die manna geval, behalwe Sabbat, die Sabbatdag. Maar as Cohen besluit, hy wil van die 2 liter manna wat hy geskep het, oorhou vir die volgende dag, dan is dit vrot. Maar die Vrydag het die laaste manna geval, en die manna wat hulle die Vrydag geskep het gehou tot die Sondag toe. Want het nie Saterdag of die Sabbatdag het daar nie manna geval nie. Maar as jy Dinsdag probeer het om die manna oor te hou vir die Woensdag, dan was daar wurms in. En toe sê die Here vir Moses, kykie, ek wil hê jy moet manna vat en skep 'n hoeveelheid en gaan sit dit in die allerheiligste. En die manna in die allerheiligste het vir so lank soos wat hulle in die woestyn was, 40 jaar, het die manna daar gehou. So, die een dag se manna kon nie oorgaan na die ander dag toe nie. Daar was hy vrot, wurms in. Die Vrydag se manna kon gaan tot die Sondag toe. Saterdag het daar niks gebeur nie. En die manna in die allerheiligste het vir 40 jaar vars gebly. Daai is, hy 40 jaar, is God se teenwoordigheid in die tempel, wat die lewe van God, wat dit behou het. So, in die lewe van waaruit ons eintlik kom, is daar nie die kei nie. Want hy manna, wat eintlik 'n tipe is van Christus, Christus wat weer ons lewe is, sê kykie, daar hoef nie verrotting te wees nie. Daar hoef nie agteruitgang te wees nie. Daar hoef nie wurms te wees nie. Amen. Nou kykie, daai is ons werklikheid. Ons moet gaan kyk na hierdie dinge en besef, man, kykie, 40 jaar lank vars bly. Ja. Kykie. Gaan gou na Deuteronomium toe. Is julle hier? Amen. Halleluja. Oh man, ek sien. Kykie, ek leef mos vir hierdie ding. Ek leef vir forever young. Genuine. Oh, halleluja. Deuteronomium 29, kyk gou hier. En dan wil ek ook julle, kom ons lees gou eers Deuteronomium 33, en dan gaan ons 29 toe. Right, dankie Jesus. Hier is Moses besig, dis nou voor sy dood, om die volk te seën. Right. Dan kom hy in vers 25. Of kom ek eintlik vers 24. En van Asser het hy gesê, geseënd is Asser bo die seuns,
laat hy die liefling van sy broers wees, en een wat sy voet in olie insteek. Hierdie man word gebless. Mag jou grendel yster en koper wees, en jou sterkte soos jou dae. Dis 'n blessing. Oh, this is powerful. Mag jou grendel yster en koper wees, en jou sterkte soos jou dae. As your days, so your strength will be. So wat hy sê is, soos jy groei in ouderdom, in sterk, in ouderdom, mag jou sterkte so groei. Wat sê die wêreld? Hulle sê jy word weer 'n baba. Dis wat die system ons leer, en ons sien dit in die system, want dis die wêreld, dis nou die realiteit van die wêreld. Jy word weer, hulle sê jy word weer 'n baba, jy's mos baba gebore, versorg, en hoe ouer jy word, hoe swakker word jy, soos jy gaan weer terug na baba. Nee, Moses bless vir Asher en hy sê, soos jou dae, so jou strength will be. Jy love it. Jy moenie oud word, aanvaar as swak word. Ons moet eintlik oud word, moet ons replace met mature word. Want, hoe sê hulle? As wyn langer bly, dan word hy beter. Die ouer wyn is beter wyn. Right, so hy mature. So nou kom Moses en hy spreek hierdie seën oor Asher. Hy sê, hoe ouer, hoe beter. Ouer, sterker. Kykie, ek op hierdie stadium sukkel ek bietjie om, weet nie of julle al gesien het, my fokus is uit in my, as ek lees. Maar dit moenie so wees nie. Verstaan? So wat gebeur? My sig is veronderstel om te increase hoe ouer ek word. My gehoor behoort skerper te word, na mate my dae increase. Daai is die werklikheid van ons. Want, wat gebeur eintlik is, ons leef mos vanuit die meeste van ons leef vanuit die vlees. Nou, kyk die Here die mens super awesome geskep. Ons is te dependent op die vlees, want ons dink ons strength kom vanuit die vlees. Maar die strength is nie veronderstel, kom eintlik nie vanuit die vlees nie, maar dis van die gees. Daar's mense wat fisies blind is, wat baie goed kan sien. Omdat hulle sig in die gees eintlik meer develop as mense in die vlees. Hulle onderskeiding vermoë is baie skerper baie keer as mense wat met die vlees sien. Want hulle het geleer om vanuit die gees te sien en mense te judge vanuit die gees, as wat ons baie keer mense op sig value. Dis hoe ons hulle judge. Ek sien jou, burn so, en dan maak ek 'n judgment op grond van wat ek in die vlees sien. Maar baie mense wat fisies blind is, hulle is skerp, want hulle geesoë develop. Nou, dis wat eintlik veronderstel is om te moet gebeur met ons, waar ons weet, hey, is my days, so my strength will be. Moses was 120 en sy sig was nog skerp, man. Halleluja. En Moses was onder die bediening van die dood. Hy het hierdie bediening voorgestel. Maar ons is onder die bediening van Christus, wat regverdig maak, wat heilig maak. So, ons moet aanvaar, kom, meditate hierdie ding, oordink hom, as my days, so my strength
ek is veronderstel om eintlik te mature, en my maturity is nie decay nie, maar dis groei. Amen. Right, kom ons gaan gou terug Deuteronomium 28 toe. Ek wil net hier vir julle iets wys. Of is dit nou 29? 29 vers 5. Kom ek lees vers 4. Dit is baie interessant. Vers 4. Maar die Here het julle nie 'n hart gegee om te verstaan en oë om te sien en ore om te hoor tot vandag toe nie. Hierdie was 'n baie wederstrewige volk. Maar vers 5. En ek het julle 40 jaar lank in die woestyn laat trek. Julle klere het aan julle nie versluit nie. Ewemin jou skoen aan jou voet. Dink 'n bietjie daaroor. Die mense trek uit Egipte uit. Daar's kinders van 7, 15, 30 en so aan. As jy nou Psalm lees, ek dink 37, Psalm 100 iewers sê, en daar was geen swakke onder hulle nie. Niemand het gestruikel nie, niemand was siek nie. Maar meer nog, James, as jy 7 was, en jy het uitgetrek, dan het jou nommer 7 skoen wat jy aangehad het saam met jou gegroei, en het nie oud geword nie. Vir 40 jaar. Halleluja. Sien jy? Daai is, as jy nou Nehemia lees, dan praat hy van die 4 kolom in die aand en die wolkkolom deur die dag, maar daai presence wat oor hulle geheers het, sê, en hulle voete het nie geswel nie, hulle skoene het nie versluit nie, hulle klere het nie oud geword nie, want hoekom? Die presence. En kom ons sê, die skadu, nog nie eens die actual reality, het hulle jonk gehou, klere nie versluit nie, voete nie geswel nie, al hierdie goed, omdat God hulle net, kom ek sê, met die skadu besoek het, en gesê, kykie, daar's 'n werklikheid vir my kinders, om vanuit die ewigheid te leef, waarin klere nie oud word nie, voete nie swel nie, skoene groei. En daai is 'n werklikheid van ons. Laat dit ons gebed wees. Here, bekeer my. Laat my dink soos U dink. Laat my net dink soos U dink. Wat dink God? God dink nie agteruitgang nie. God dink nie verrotting nie. Hy dink nie dood nie. Hy lewe. En dis sy gedagtes. Amen. Agteruitgang is nie jou porsie nie. Ek weet ons, mense sê ons leef in 2025. Ek probeer meer en meer bewustelik vir my te sê, ek leef in die ewigheid en vanuit die ewigheid. Sodat 2025 nie my lewe dictate nie. En sodat die gebeurtenisse in 2025 my nie beheer nie. Want as jy in tyd leef, leef jy in onsekerheid. As jy binne tyd leef, leef jy in ek wonder. Daai is binne tyd. Maar om in Christus te leef, is nie 'n lewe, is nie om te leef van ek wonder hoe sal dit wees nie. Dis 'n lewe van sekerheid. Amen. Dis 'n lewe van, hey man, ek weet ek het, ek weet ek is. Daai is die genade wat ons
ontvang het. Nee, ek wonder nie. Wanneer ons praat, soos die Here Jesus wat sê, ek is nie van die wêreld nie, soos hulle nie van die wêreld is nie. Die heerlikheid wat die Vader my gegee het, is die heerlikheid wat ek hulle gegee het. Die eenheid wat ek met die Vader het, is die eenheid wat jy met die Vader het. Die liefde wat die Vader vir my het, is die liefde wat die Vader vir jou het. Dan kan ons anders dink. Dan kan ons dink soos hy, en dis hoekom Paulus skryf in Filippians, let this mind that was in Christ be in you. Laat die attitude, die gesindheid wat in Christus was, jou gesindheid wees. Amen. Dit is ons gesindheid. It is well. It is good. As my days, so my strength. Ek is in 'n lewe van vooruitgang, nie agteruitgang. Beloved, ons thinking moet change sodat ons woordeskat kan change. Die wêreld sê, sometimes you win, sometimes you lose. No, losing is not part of our vocabulary. No. Ja, nee, is nie part van ons vocabulary nie. Is ja. Doodreg is nie part van ons vocabulary nie. Is lewendreg. Doodmoeg? Nee. Is nie part van ons vocabulary nie. Ons praat, want ons dink anders. Ons is nie van die wêreld nie. Ons is nie. En ek sluit hiermee af. Miskien dink jy het uitgemis. Jy het verloor. En jy sê soos Maria en Martha, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En jy dink aan alles wat jy verloor het in die vlees. Maar hoor wat sê die Here vir jou. Ek is die opstanding en die lewe. Dit wat jy dink jy verloor het, is nie verlore nie. Want ek is die opstanding. Ek is die een wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep ek in bestaan. Ek is God. Jy het niks verloor nie. Daar's nie dood in my nie. Jy's in my en jy dink jy het verloor. Nee, jy het nie. Want ek is die opstanding. In Numeri 17 kies die Here vir Aaron en hy sê vir hulle, kykie, ek wil hê julle moet, die man wat ek uitverkies, gaan en knip vir julle amandeltakke. En bring dit in die presence. Vir Aaron word 'n amandeltak gepluk. 'n droë tak. En hy sit dit in die teenwoordigheid allerheiligste. En die Bybel sê, oornag het hy droë stok geblossom en amandels voortgebring. Nou, as jy vandag 'n amandelboom plant, het jy ten minste 'n hele paar jaar nodig voor jy amandels kan kry. Maar in die wêreld waarin jy is en waaruit ek en jy kom, gaan 'n droë amandeltak oornag blossom en vrug voortbring. Dit is ons werklikheid. Halleluja. Nou jy sê vir my, dis onmoontlik.
Is ondenkbaar. Hoe? In die gevalle wêreld, ja. In die gevalle wêreld het jy 7 jaar nodig. God sê, in my wêreld het jy nie tyd nodig nie. Ek is dit. Ek is die vrug wat jy dink jy nodig het. Hy is ons absolute realiteit. Kyk jy het niks verloor nie. Jy het nie. Hoor my mooi. Jy het niks verloor nie. Dankie Abba. Dankie Vader. Dat ons met 'n ander mindset leef. Dood, agteruitgang, verloor. No ways. Is nie deel van die wêreld waarin ons leef nie. Is nie deel van die system nie. Ons is onder 'n nuwe regering. In die koninkryk van geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. We are blessed. We are good. We are righteous. We are awesome. We have no lack. We are fully alive. Spirit, soul, body, fully alive. One with God the Father. One with the Spirit. One with the eternal Word, Jesus the Christ. We are bone of His bone and flesh of His flesh. We are alive, fully alive. Sebrada shakuna zende kakubayaba. Monen kribach desila munsterebara sekolo shatatata. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hulle sê van David, David is soos 100 man alleen. Hy is soos 'n leeu. Why? David het gesê, the Lord himself is my strength. Not the Lord is giving me strength. No, no, no. You are not giving us strength. You are not giving us life. You are our strength, our life, our existence. You are our very existence. Our being is in life. Rekasona la sapala kashatarata. Oh, hallelujah. We are immortal beings because immortality, the Lord Jesus Christ, is the life of our flesh. Bone of His bone, flesh of His flesh, one spirit with Him. For the law of the Spirit of the life in Christ Jesus has made us free from the law of sin and death. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Beloved, jy op Facebook. Jy het ten minste nodig om hierdie boodskap weer en weer en weer te luister. Amen. Vra gerus vir die audio, ons sal dit vir jou aanstuur. Share dit met iemand. Luister gerus laas Sondag se boodskap. Luister die nuwejaarsboodskap. Maar laat hierdie jou meditation word. As daar een ding is wat jy kan doen hierdie jaar, jy moet jou brein spoel, jy moet jou brein wash met die waarheid van jou ewige identiteit in Christus. Immortal. Forever. Eternal. Want Christus is jou lewe. Hallelujah. Blessings. Amen. Thank you, Jesus. Woo.